Goeiemôre almal, maandagooggend, vandag is dit die 8ste Junie, dis die jaar 2026, se lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber, so 'n bietjie gesels vanoggend oor getrouheid. Nou ons weet dat God is getrou, ons kan soms net bietjie faal daarin, maar nietemin, kom ons hoor so 'n bietjie wat sê God se woord vanoggend vir ons oor getrouheid. Ons eerste gedeelte is 2 Tessalonisense 3 vers 3, maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Nou ons kan baie keer, ons doen dit so dikwels, dan skryf ons al die probleme aan sonde of ons ongeloof toe. Dit blyk ook egter dat teëspoed deur die Here gebruik word, sodat ons karakter gevorm kan word. Nou as ons hier in Romeine 5 vers 3 tot 5 lees, dan sê dit, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het, halleluja. Dan, dit maak ons ook so 'n bietjie sensitief, nie net vir ons eie probleme nie, maar ook vir ander. Nou 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 7 sê die volgende, geseënd is die God en die Vader van ons Heer Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukkinge, sodat ons, die wat in allerhande verdrukkinge is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Nou Spreuke 3 vers 3 tot 4 sê, laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals en skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en mense. Nou as ons gaan kyk daar by Romeine 8 vers 28, wat sê die Here vir ons hier? En ons weet dat hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So, soms gaan ons deur moeilike tye gaan deur verdrukking gaan, maar die Here sê hier vir ons nou in Romeine 8 vers 28, dat hy laat alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Is jy na God se voorneme geroep? Weet dat hy ons deur alles sal help. Hy's daar vir ons, hy's daar saam met ons is net nooit alleen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here baie dankie, dat ons vanoggend net weer weet, dat U is getrou. Here, soms faal ons in ons getrouheid teenoor U, Here, om gereeld miskien Bybel te lees en te bid en U aangesig te soek. Maar Here, ons weet, dat wanneer U woord met ons spreek, Here, dan breek dit iets oop in ons. Here, en dit help ons om getrou te wees. Here, my gebed is dat elke persoon wat daardie besluit geneem het, Here, die saad is gesaai, nou het dit pos gevat in hulle harte, Here, dat hulle getrou sal wees aan U, aan die woord, en om gereeld Bybel te lees en te bid en die aangesig te soek, sodat hulle net sterker in hulle geloof sal groei, sodat wanneer die verdrukking en die stryd kom, dat hulle sterk sal staan met die wete, U is hulle God, U is getrou, en U is daar vir hulle, halleluja. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag, en dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.